Hartlike goeiemôre van my kant af weer eens. 'n Voorreg om so saam met u te wees en mag die Here ook vir ons ryklik saam seën. Weer eens 'n blou ruier hierdie. En iets wat nogal baie interessant is hulle jagvermoë. Hulle het 'n baie goeie jagvermoë, juis omdat hulle ook redelik geduldig is. Hulle kan vir lang tye stil staan in die water en ook stadig beweeg terwyl hulle wag vir die visse dan om verby te swem. En dan tref hulle daardie vis met 'n ontsettende groot spoed, waardeur daardie vis ook baie keer deurboor word, daardie skerp bek, en dan wat hulle daardie visse ook dan so op so 'n manier dan vang. Net so wil die woord van die Here ook maar vir ons kom leer, dat ons ook 'n wonderlike God het, wat vir ons wil onderneem, al ons behoeftes en ons nood. Dink maar aan Esra, waar hierdie man opgeroep was om die volk ook te lei, sodat hulle uittrek terug na Jerusalem toe, nadat hulle in gevangenskap was, om dan die mure van die tempel te gaan herbou. En nou skryf Esra vir ons hierdie gedagtes. In Esra 7 vers 6 het hierdie Esra opgetrek uit Babel, en hy was 'n skrifgeleerde, vaardig in die wet van Moses, wat die Here die God van Israel gegee het. En die koning het, omdat die hand van die Here sy God oor hom was, al sy begeertes ingewillig. Hierso is Esra besig om met die koning te handel, nadat die koning vir hom opdrag gegee het om die mure te gaan herbou, en hy vra vir die koning vir sekere dinge, sodat die tempel se mure herbou kan word. En die koning het dit toegestaan, omdat die hand van die Here in hierdie saak was. En praat ons juis oor die hand van die Here. So die Here het vir hom guns gegee in die oë van hierdie koning. En daarom dat hy ook voorsiening gemaak het vir al die behoeftes wat hulle nodig gaan hê om daardie tempel te bou. Net so in ons geestelike lewe het God alles voorsien wat nodig is, sodat ons geestelik hierdie tempel kan opbou, en dat ons al meer geheilig kan word, en hierdie tempel tot eer en verheerliking van God ook dan mag dien. Esra 7 vers 9, want op die eerste van die eerste maand het hy die optog uit Babel gereël, en op die eerste van die 5de maand het hy in Jerusalem aangekom, omdat die goeie hand van God oor hom was. Sien in hierdie hele saak hoe die Here vir hulle gelei het. Praat hier oor die leiding van die Here, hoe hy vir hulle op daardie pad onderneem het, sodat hulle ook dan veilig daarso in Jerusalem kon aangekom het. So God het vooruit getrek, sodat die paaie gelyk gemaak kan word, en hulle daar in Jerusalem kon aankom. En wat 'n voorreg om dan ook te weet, dat die Here vir ons leiding wil kom gee, hy wil vir ons help. Hy is die ene wat ons eindbestemming dan ook bepaal. Dan in Esra 7 vers 28 lees ons, en wat my guns laat vind het, voor die koning en sy raadsmanne, en voor al die magtige vorste van die koning. Toe het ek moed geskep, omdat die hand van die Here, my God, oor my was. So die Here het vir hom dan ook kom bekragtig, die Here het vir hom kom versterk. Die feit dat die Here sy teenwoordigheid daar was, kon hy opgestaan het en moed geskep het, om dan ook die taak uit te voer, wat die Here dan ook op hom gelê het. Daarom ook, liewe toere, wanneer ons dan ook toegerus word, as die Here dan ook sê in Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Daarom kan ons moed skep, omdat ons onder die autoriteit en die krag van God, en onder sy wonderlike hand, dan ook gelei en onderneem word. Esra 8 vers 18, en hulle het vir ons, omdat die goeie hand van onsse God oor ons was, verstandige manne uit die kinders van Magli, die seun van Levi, die seun van Israel gebring, naamlik Serebja, met sy seuns en sy broers. 18. En wat 'n voorreg om te weet, dat God ook manne kom toerus. Die hand van die Here was ook in daardie saak gewees, om manne te stuur, wat werklik die taak en die werk kan doen, wat God ook dan vir hulle ook kom voorroep. Esra 8 vers 22 lees ons, omdat ons met die koning gespreek het en gesê het, die hand van onsse God is ten goeie oor almal wat hom soek, maar sy krag en sy toren oor almal wat hom verlaat. Hier gaan oor die saak waar hierdie man te skaam was om vir die koning ruiters en perde te vra, wagte te vra om saam met hulle te gaan.
terwyl hulle groot som geld en allerlei dinge by hulle gehad het wat kosbaar was, omdat hulle vir die koning gesê het dat die Here se hand oor ons ten goeie is. En wat 'n voorreg om op so 'n wyse die Here te vertrou om deur te dra. Ook in Esra 8 vers 31, daarna het ons weggetrek van die rivier Ahava op die 12de van die eerste maand om na Jerusalem te gaan en die hand van ons God was oor ons, sodat hy ons gered het uit die hand van die vyand en die wat ons voorlê op die pad. Wat 'n wonderlike voorreg, God se beskerming en sy bewaring, sy hand oor ons, en mag ons dit ook so ervaar. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die wonderlike hand wat vir ons beskerming bied, leiding bied, die hand wat oor ons is en dat U vir ons ook wil onderneem in ons wandel hier op aarde, deur die goeie hand van die Here wat oor ons oop is. Ons eer U daarvoor. Amen.